Ons is besig om 'n studie te doen oor die laaste dae en ons het nou alreeds na 11 van hierdie onderwerpe na gekyk, soos byvoorbeeld ons het na die hele Openbaring gekyk, na die boek van Daniël, ons het gekyk na Noag en vandag gaan ons kyk na die Nuwe Testament. Wat leer die Nuwe Testament vir ons rakende dan die eindtyd? En Matteus 24 is waar ek gaan begin. Ons gaan Matteus 24 gebruik en sy tydlyn deurhardloop. Nou Jesus se disippels loop verby Herodes se tempel en net soos die Israeliete van daardie tyd is hulle baie verwonderd oor hoe mooi die tempel is. Jesus antwoord hulle in Matteus 24 vers 2: "Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word nie, wat nie afgebreek sal word nie." Nou imagine jy is 'n Israeliet, julle tempel is julle prag en Jesus sê, een van die dae gaan hierdie tempel nie meer staan nie. Die disippels was baie ontsteld, daarom gaan hulle na Jesus en vra vir hom 3 vrae. Wanneer gaan die tempel val? Wat is die teken van die koms? En wat is die teken van die volëinding van die wêreld? Dit is baie belangrik dat ons moet verstaan, Matteus 24 gaan nie net oor ons eindtyd nie, maar ook die einde van die tempel. So daar is 3 vrae wat hulle vra. Wanneer gaan die tempel val? Wat is die teken van die koms? En wat is die teken van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord al 3 vrae met die volgende. So, wat gaan gebeur in al 3 tye? Daar gaan valse profete wees, Matteus 24 vers 4. Pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Al 3 tydperke. Ook, daar gaan baie vrees op die aarde wees, Matteus 24 vers 6, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. En as jy mooi daaraan gaan dink, is dat in die eerste vraag is, wanneer gaan die tempel val? Nou dit was 'n verskriklike tyd, en onthou was die tyd van die Romeine, so ja, die mense het in vrees gelewe, en ons self ook nou, ons hoor die hele tyd van oorloë wat gaan gebeur, en dan Matteus 24 vers 7 sê ook, daar sal hongersnood wees, pestsiektes en aardbewings. En dan wat ook in al 3 tye gaan gebeur is, daar gaan baie konflik op die aarde wees, Matteus 24 vers 7, want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander. Nou die kinders van God sal ook baie verdruk word, al 3 tydperke, Matteus 24 vers 9, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan nog ene wat in al 3 tydperke gaan gebeur is, omdat dit so moeilik is, gaan baie Christene hulle rug op die geloof draai, Matteus 24 vers 12, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar die woord wat gaan uitgaan in al 3 hierdie tydsperiodes is die volgende. Dis die koninkryk van God en bekering. Nou kom ons kyk gou wat is die boodskap elke keer voor elkeen van hierdie events plaasvind. So die tempel val die jaar 70. So wat was die boodskap voor die jaar 70? Johannes het gepreek, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Jesus preek, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En die disippels het gepreek in Matteus 10 vers 7, die koninkryk van die hemel het naby gekom. En dan die middelste ene, die vraag van wanneer gaan Jesus terugkom. Nou hierdie is in ons tyd, ons wag nog vir Jesus om terug te kom, so wat se boodskap gaan in ons tyd uit? Die Here het vir ons die Bybel aan mekaar gesit, sodat ons elke dag toegang het tot die woord van God. Nou eerstens, ons lees ons Bybel en die woorde wat Jesus gesê het is, bekeer julle. En tweede het ons briewe wat die apostels geskryf het, wat ons ook leer oor die koninkryk van God. As julle deur die Nuwe Testament gaan lees, sal julle sien dat baie van die boeke praat oor die koninkryk van God. Een voorbeeld is 1 Korintiërs 15 vers 50, vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie. En dan die laaste ene van wat is die volëinding van die wêreld, bekeer beteken draai terug na God, verander jou huidige rigting. En ons kan sien in Openbaring dat die ongelowiges op die einde het die opsie gekry om te draai na God, maar hulle het nie. Openbaring 16 vers 11, en het hulle nie bekeer van hulle werke nie. So die boodskap nog al die pad is dieselfde, bekeer julle want die koninkryk van God is naby. Nou wat is die koninkryk van God? Dit is die Heilige Gees binne jou, wat jou leer en lei tot heiligmaking. Lukas 17 vers 20, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Dis die Heilige Gees. So nog al die pad
word daar gepreek van die Heilige Gees binne in jou, wat jy moet help om terug te draai na God toe. Nou kom ons kyk wat het gebeur met die val van die tempel. Want ek sê nou vir julle dat Matteus 24 gaan nie alleen oor eindtyd nie, dit gaan ook oor die val van die tempel in die jaar 70. Nou in die jaar 70 gedurende die Pasgafees het die Romeine Jerusalem omsingel vir 4 tot 5 maande. Die Israeliete was in Jerusalem vir die Paasfees, so daar was vreeslik baie mense. Die Romeine het toegelaat dat die mense in die stad ingaan, maar niemand toegelaat om uit te gaan nie. Op so 'n manier het die Israeliete binne in die stad begin doodgaan van die honger. Die Romeine het hulle vyande swak gemaak. 1,1 miljoen Israeliete is dood en 60,000 was weggeneem as slawe. En dan het hierdie een ou as eyewitness geskryf, thousands of bodies petrified in the sun, packs of dogs and jackals feasted on human flesh. The stench was unbearable. Titus ordered all prisoners and defectors to be crucified. 500 Jews were crucified each day on the Mount of Olives, such that there were barely any trees remaining to use as a crucifix. So, die val van Jerusalem was 'n verskriklike event gewees. Ons wag vir die eindtyd en ons dink gewoonlik dat dit is die grootste en die ergste ding wat die aarde nog ooit gaan tref. En ja, dit gaan erg wees, maar daar was baie dae in geskiedenis wat baie rof was. Ons dink net nie daaraan nie, want ons was nie daar nie. Byvoorbeeld die Holocaust van die Jode was verskriklik. Die Romeine wat Jerusalem oorgeneem het in die jaar 70 was verskriklik. Nie alleen al die geweld en die wreedheid nie, maar die Jodese tempel was afgebreek. Onthou, die Jode se begin en einde is die wet, en die wet het die tempel nodig. Hoe gaan hulle nou hulle daaglikse offers bring, wat te moed is vir hulle wet, en wat te moed is vir hulle geloof? Nou die reëls rondom die Joodse tempel is baie streng. Slegs die hoëpriester mag in die allerheiligste en in die heiligdom ingaan, niemand anders nie. En hier kom die Romeine in Jerusalem in, binne in die tempel in, en hulle loot alles, die kandelare, die silwer trompette, die toonbroodtafel. Nou met hierdie rykdom wat die Romeine gesteel het vanaf die Jode, kon die Romeine hulle Colosseum gefinansier het. Nou daarom lees jy in Matteus 24 vers 15, dat 'n gruwel van verwoesting het in hulle tempel gestaan. En ja, die Romeine het in hulle tempel gestaan. En Jesus sê in Matteus 24, wanneer julle die Romeine in die tempel sien, wanneer julle hierdie gruwel in die tempel sien, moet julle vlug. Romeine 24 vers 16, dan moet die wat in Judea is na die berge vlug, wie op die dak is, moenie afkom nie. Daar was vreeslike baie Israeliete weggeneem as slawe in hierdie tydperk. Imagine jy was in hulle skoene, jy is 'n Christen, jy weet Jesus het beloof hy gaan weer terugkom. Daardie mense het definitief gehoop en bid, Jesus wil nou terugkom. Maar Jesus antwoord hulle in Matteus 24 vers 23, as iemand dan vir julle sê, kyk hier is die Christus, of daar, moet dit nie glo nie. Nou as jy lees in die boek van Lukas, praat hy ook van hierdie spesifieke gebeurtenis, maar van 'n ander angle af. Hy sê, en wanneer julle Jerusalem deur die leers omsingel sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is, dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. So ja, die jaar 70 voor die tempel geval het, was 'n verskriklike tydperk. En onthou die disippels wou geweet het, wat gaan daar gebeur, wanneer gaan dit gebeur. Daarom in Matteus 24, die eerste ding wat Jesus aanspreek, gaan oor die val van die tempel. En dan die tweede vraag is, wat is die teken van Jesus se koms? Nou omtrent 2000 jaar later wag ons nog steeds vir Jesus om terug te kom. Nou die volgende gedeelte in Matteus 24 is vir ons, wat is die teken van Jesus se koms? Nou kom ons onthou gou die tydlyn van Openbaring, wat op toepassing is van ons. Daar is 6 seels oopgemaak, en dan by die 7de seel word 7 trumpets geblaas, of 6 trumpets. Want die 7de trumpet gebeur daar 2 goeters. Eerstens, die ongelowiges gaan nou God se troon kry, en dan die gelowiges gaan hulle loon kry, en dit is dan die wegraping. En die wegraping kan ons na die sterre kyk as teken om vir ons die idee te gee, wanneer gaan dit plaasvind. Lukas noem hierdie die opstanding van die regverdiges, Lukas 14 vers 14. En dan na die wegraping is dan wanneer dit die merk van die dier gaan wees, en dan is dit die grimmigheid van God wat uitgegooi gaan word. Maar daar gaan eers weer 'n oordeel wees. Nou 'n oordeel beteken net God skei die mense. So voordat die grimmigheid van God uitgegooi word, gaan God weer na die mense kyk wat op die aarde is en skei. So sommiges gaan die grimmigheid van God ontvang en die ander dan nou nie.
En onthou, die grimmigheid van God is die loon vir die onregverdiges. Al die lelik wat hulle nog al die jare gedoen het, gaan op hulle neerkom. Romeine 2 vers 8 verduidelik, vir wie is hierdie? Die wat eiesinnig is, aan die waarheid ongehoorsaam is, maar gehoorsaam is aan die ongeregtigheid. Hulle gaan die grimmigheid en God se toorn ontvang. Dit is 'n verdrukking en 'n benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, sê Romeine. 2 Korintiërs 11 vers 15 sê, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. So dis hulle dade. Hulle gaan terugkry dit wat hulle al die jare self gedoen het. Dan daarna is dit die finale oordeel. Dit is dan wanneer Babylon val. En Johannes 5 vers 29 praat daarvan en hy sê, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Nou ons veroordeling volgens ons goeie werke is of jy die wegraping gaan maak of nie. Maar ons het geen oordeel oor ons slegte werke op die einde nie, want God het ons klaar vergewe van ons slegte dade. Nou wat ek hierso probeer sê, is die laaste oordeel, wanneer ons dan nou voor God gaan staan, wanneer die mense voor God gaan staan. Onthou, ons is al reeds weg saam met Jesus hemel toe. So wat gaan dan nou vir ons gesê word daar op die laaste oordeel? So die laaste oordeel is nie heeltemal gefokus op ons nie. Dit is die ongeregtige mense. Hulle gaan hulle oordeel ontvang vir die lelike dade wat hulle gedoen het. Nou ons, wanneer kry ons oordeel? God gaan kyk volgens jou werke of jy die wegraping gaan kry of nie. En dan al die slegte goeders wat ons deur die jare gedoen het. Onthou die oomblik as jy Jesus aanneem as jou verlosser, dan word jy vergewe van alles. So ons gaan nie geoordeel word op ons slegte dade nie. Maar ons goeie dade gaan die Here kyk of jy die wegraping gaan maak of dan nie. En dan daarna, aan die einde van die 7de trumpet, dan kom Jesus terug. Nou onthou, ons is besig om te kyk wat leer die Nuwe Testament ons rakende die eindtyd. Die meeste versies gaan oor die wegraping en oor die lewe na die dood. Nou die gemeente in Tessalonisense het vrae gehad vir Paulus oor hulle geliefdes wat klaar dood is. En Paulus antwoord hulle, wanneer Jesus terugkom, dan bring hy jou geliefdes saam. 1 Tessalonisense 4 vers 14 sê, want as ons glo dat Jesus gesterwe en het opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Vers 16 sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die bassein van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So daar gaan 'n trompet wees, dan die wat dood is, Christene wat dood is, gaan eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. So, Paulus probeer die kerk in Thessalonika rustig maak en sê, moenie worry oor julle mense wat klaar dood is, vir wie julle lief is en vir wie julle mis nie. Julle gaan hulle eendag sien en ons gaan nie voor hulle by Jesus kom nie. Hulle gaan eerste uit die dood uit opstaan en dan ons wat dan nog op die aarde gaan wees as die laaste trumpet blaas. Nou Paulus leer hulle ook in 2 Tessalonisense dat voor Jesus terugkom op die wolke, moet die volgende eers gebeur. 2 Tessalonisense 2 vers 3 sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en dan die mens van sonde geopenbaar word. Nou afval beteken die mense wat afval, wat nie Jesus aanvaar as hulle verlosser nie, want dit is net te moeilik, die lewe is te moeilik, dit voel as mens bid, wil die Here nie antwoord nie, want ons moet nog steeds vasthou, ons moet nog steeds vasklou aan Jesus, en dan moet daar 'n mens in die prentjie kom wat homself gaan voorgee as God, as the lawless one. En dan eers kom die dag van die Here, dan kom die grimmigheid van God. Ons noem dit die 7 jaar verdrukking. So volgens Tessalonisense, voor die dag van die Here, so voordat God se grimmigheid uitgegooi gaan word, moet die lawless one gereveal word, en dan die afval, die mensdom wat word getoets om te kyk wie kies God en wie kies die duiwel. In die brief van Timoteus praat hy ook van hierdie afval, 1 Timoteus 4 vers 1, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. So, ons het nou gesien, voor die dag van die Here, voordat God sy grimmigheid uitgooi, moet die lawless one gereveal word en die afval moet eers afval. Maar voor die lawless one gereveal word, moet daar eers iemand weggeneem word. Nou sommige vertalings noem hierdie persoon the one who restrains, the one who holds back, he who is keeping down. Nou voordat die lawless one homself vir die wêreld wys, moet iemand eers uit die weg uit. Hierdie is die Heilige Gees kerk, die wegraping. Want as 'n mens mooi dink, die duiwel kan nie in sy volle mag funksioneer,
solank daar vurige Heilige Gees vervulde Christene op die aarde is nie. Ons sal al ons wapens na sy kant toe gooi, ons gebede, ons sal vas, ons sal die woord van God gebruik, maar sodra ons weg is, kan die duiwel ons nou doen net wat hy wil. Nou die Bybel, so dan dit beteken voor die lawless one homself kan reveal, moet iemand weggevat word, en dit is dan die wegrobbing. So voor die merk van die dier, in Openbaring 13, lees jy van 2 tekens in Openbaring 12, en ons het gesien in les 7 van Openbaring, hoekom is hierdie dan die wegrobbing? Nou, kom ons kyk, kom ons kom nou terug by Matteus 24, want ek gebruik Matteus 24, sy volgorde, en ons vergelyk dit dan met dit wat ons al reeds weet. Kom ons sit na Matteus 24, in op ons tydlyn, en julle gaan sien dit hardloop in dieselfde volgorde as Openbaring. So, Matteus 24 vers 29 sê, en dadelik na die verdrukking van daardie tyd, onthou die begin van Openbaring, praat van die val van die tempel, die jaar 70, en Jesus sê dadelik na daai tyd, van daardie dae, dan vra ek daar, wat se daar? Ons het nou net gesien wat het gebeur in die jaar 70. So hierdie versie sê dadelik na die verdrukking in die jaar 70 gaan die volgende gebeur. Matteus 24 sê die son sal verduister word, en met die oopmaak van die 6de seël staan daar, en die son het swart geword. Dan volgende sê Matteus, die maan sal sy glans nie meer gee nie. En ook met die oopmaak van die 6de seël staan daar, en die maan het geword soos bloed. Matteus 24 sê, en die sterre sal van die hemel val. En met die 6de seël lees jy ook in Openbaring, en die sterre van die hemel het op die aarde geval. As jy self ook gaan kyk, dit hardloop presies in dieselfde volgorde. En dan Lukas sê, maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse terwille van my naam. Nou dink in die tyd van die disippels het hulle eie Joodse mense hulle oorgelewer as gevolg van die naam van Jesus, as jy gaan lees in die boek van Handelinge, maar dit het baie meer intens geword gedurende die tydperk van die Romeinse persecution teen die Christene. So, Matteus lees ons dat in die 6de seël gaan die son, daar gaan iets met die son gebeur, daar gaan iets met die maan gebeur, daar gaan sterre uit die hemel uitval, dan sê Lukas, maar voordat al die goeters gebeur, so voor die 6de seël, gaan die mense verdruk word. En wat het gebeur voor die 6de seël? Dit was die disippels wat uitgegaan het, en dit was die Romeine wat die Christene beginne doodmaak het. En dan volgende sê Matteus, en die kragte van die hemele sal geskit word. Nou die 7de seël word die kragte van die hemel en die aarde geskit, want onthou julle, met die eerste 5 seëls gaan dit alles te doen met die natuur. En dan sê Matteus, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Weereens hierdie teken is 'n sterreteken. Openbaring 12 sien ons die sterreteken van die geboorte van Jesus. Jesus se teken. En dit is die sterreteken wat in ons tyd weer gaan verskyn voor die wegraping. En dan sê Matteus 24 vers 30, en die seun van die mens sal hulle sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. So presies soos wat dit in die volgorde lê van Matteus 24, stem hy ooreen met die volgorde van Openbaring soos ons daarna gekyk het. En wat sê Jesus dan nou volgende in Matteus 24? Jesus gee so 'n paar clues wat die mense kan dophou vir sy koms. Die eerste een is die vyeboom, Matteus 24 vers 32, en ons het reeds gekyk na die studie van die vyeboom in Openbaring les 3. Die vyeboom is Israel, en Jesus sê wanneer die vyeboom bot, gaan daai geslag Jesus sien terugkom. So wanneer het Israel gebot in die jaar 1948, so daai geslag sal Jesus sien terugkom, en dit is dan omtrent so die jaar 2018 tot die jaar 2028. Dan sê Jesus ook, dat slegs sy Vader ken die uur. Nou ons het gekyk hoekom sal net die Vader die uur weet, want dit het te doen met soos 'n Joodse troue, en ons het daarna gekyk in Openbaring les 8. Dan sê Jesus ook dat dit sal wees soos in die dae van Noag, en ons het ook daarna gekyk gedurende Openbaring les 3. Nou hoekom word al hierdie waarskuwings gegee? Sodat die Christene gereed kan wees vir die wegraping. Matteus 24 vers 44, daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Matteus 24 vers 40 sê, dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem en die ander ene word verlaat.
Nou dan gebruik Jesus so 'n paar gelykenisse om die wegroping in te kleur. Eerste sê hy, daar gaan mense wees wat sê, die mense sê al vir jare dat Jesus gaan terugkom en hy is nog steeds nie hier nie. Matteus 24 vers 48, maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sê, my Heer tel hom om te kom, dan kom die Heer terug 'n dag wat hy dit nie verwag nie. So, julle kan self daar gaan lees in Matteus 24 vers 48, dis 'n storie wat Jesus vertel, van 'n dienskneg wat net agteroor gaan sit het. En Jesus sê hierso, dat ja, dit gaan gebeur, dat die mense gaan sê, maar die mense sê nou al lank Jesus gaan terugkom, en hy is nog steeds nie terug nie. So daarom kan ons uit hierdie lesie uit lees, dat ons moet wakker wees, ons moet nie terugsit soos hierdie dienskneg nie, want dan gaan Jesus ons heeltemal onverwags vang. En jy lees ook in die boek van 2 Petrus, waarom Jesus so lank vat om terug te kom. 2 Petrus 3 vers 4 sê, daar is mense in disipelse tyd, wat ook spot en vra, maar waar is Jesus? Vers 4 sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Vers 9 sê, die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. En dan die tweede een wat Jesus gebruik om die mense net te verduidelik, hoe gaan die wegroping gebeur is, die kerk gaan nie almal gereed wees nie. Slegs 5 van die 10 maagde se lampies was vol olie. En toe die bruidegom terugkom, toe het hy net die 5 wat vol olie was, kon toe by die bruilof ingaan. Matteus 25 vers 10. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit, en toe die ander 5 later daar opdaag, toe sê die bruidegom vir hulle, ek ken julle nie. Daarom, wat kan ons leer uit hierdie lesie uit? Wees vol van die Heilige Gees. Maak seker jy het verhouding met Jesus. Want hierso sê die bruidegom vir die 5 maagde wat so olie leeg was, sê hy vir hulle, gaan weg van my af, ek ken julle nie. Daar is baie Christene daar buite wat dink hulle verstaan. Hulle fokus op dade, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Die volgorde is, hê 'n verhouding met Jesus, ken hom, sodat hy jou ken, en dan volg goeie werke, want ons is lief vir hom. Ons moet dit nie andersom hê nie. Ons doen nie goeie werke om in die hemel te kom nie, want daardie mense, met daardie benadering, word gewoonlik hoogmoedig, want hulle dink, kyk hoe goed is ek, dan vergeet hulle waaroor dit regtig gaan, maar dan gaan jy dit mis. Matteus 7 vers 22 sê, baie sal in daardie dae van my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duiwels uitgedryf, en in u naam baie kragte gedoen nie, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk. En dan die derde ene wat Jesus vir 'n gelykenis wat hy vertel oor die wegroping, is 'n lui, versigtige mense gaan dit mis. Die storie gaan oor 'n heer het talente uitgedeel vir sy diensknegte om dit te bewerk en meer te maak. Maar een van die diensknegte het sy talent gaan begrawe. Dit verteenwoordig Christene wat in die vlees lewe wat in vrees lewe om vir die Here ietsie te doen. Matteus 25 vers 30 sê, en werp die nuttelose dienskneg uit die buitenste duisternis, daar sal geen ween wees en 'n geknars van tande. So daarom, wat kan ons uit hierdie lesie uitleer? Wees aan die werk vir die Here, want geloof sonder werke is dood. Dit staan in Jakobus 2. So wat se gelykenisse het Jesus vertel? Hy het vertel van 'n dienskneg wat net agteroor gesit het, en hy het gedink, wel, die Heer gaan nie terugkom nie, en toe mis hy dit. En hy vertel van die 10 maagde, wat die helfte se lampies leeg was, en toe mis hulle dit. En toe vertel hy van 'n persoon wat te bang was om iets met sy lewe te doen, en toe mis hy dit. So wat kan ons leer uit hierdie gelykenisse wat Jesus gebruik het, is, wees wakker, wees vol van die Heilige Gees, en wees aan die werk vir die Here. Geloof sonder werke is dood. So onthou, as jy in Jesus glo, gaan jy hemel toe. Maar nie almal gaan saam met die wegroping nie, slegs die geesvervulde Christene. Hier is 3 voorbeelde hoe jy die wegroping kan mis. As jy aan die slaap Christen is, as jy nie vol is van die Heilige Gees nie, en as jy nie heiligmaking nastreef nie, as jy nie werke nastreef nie. So daarom, Matteus 24, maar die wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Ja, dit is moeilik, maar ons moet volhard. Lukas 21 vers 36 sê, waak en bid altyd deur, sodat jy waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom te ontvlug.
2 Petrus 3 vers 14 sê, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. So daarom hou aan, waak en bid, maak seker jou lampie is vol olie, moenie bang wees om vir die Here iets te doen nie, volg of jaag heiligmaking. Ja, en dan sê ek so, ja, Matteus sê, ons gaan nie weet wanneer kom Jesus terug nie, maar die waarheid is, ons gaan nie weet wat sy uur kom hy terug nie, maar ons kan die tye dophou om te weet wanneer is die dag. Matteus 24 sê, daarom moet julle ook gereed wees, van die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Maar 1 Tessalonisense 5 sê, maar julle broeders is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. Julle is almal kinders van die lig. So ja, ons gaan nie weet wanneer is die uur nie, maar ons kan weet wanneer is die dag wanneer Jesus terugkom. Jesus sê dieselfde vir die fariseërs, dat dit is moontlik om die dag dop te hou. En wat hy vir die fariseërs sê is, wanneer daar 'n groot storm op pad is, kan ons na die wolke kyk en ons kan sien dat die storm is op pad. Net soos die eindtyd, daar is tekens wat 'n mens kan dophou om dit te kan raak sien. Matteus 16 vers 1, en die fariseërs en die sadduseërs het nader gekom om hom te versoek en het hom gevra om hulle 'n teken uit die hemel te laat sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, in die aand sê julle mooi weer, want die lig is rooi, en in die môre sê julle storm weer vandag, want die lig is donkerrooi. Geveinstes, julle weet wel om die voorkoms van die lig te onderskei, en kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie? So Jesus is verbaas dat die fariseërs kan die seisoene, die natuurlike seisoene dophou, maar hulle is aan die slaap vir die geestelike seisoene, want dit is moontlik om dit raak te sien. Nou, as ons terugkom by die grimmigheid van God, dit wat uitgegooi word, so as jy dan nou, kom ons onthou net gou-gou, dat as jy 'n geesvervulde Christen is, dan gaan jy weggaan met die wegraping, en dan mis jy die merk van die dier, en jy mis die grimmigheid van God. Maar as jy net 'n Christen is wat in Jesus glo, en jy jaag nie heiligmaking nie, die lewe hou jou te besig, dan gaan jy heel moontlik die wegraping mis, en dan gaan jy op die aarde wees vir die merk van die dier. So dit gaan 'n moeilike tydperk wees. Jy gaan nie kan koop nie, en so daar gaan hongersnood wees vir die Christene, want sodra jy die merk van die dier kry, dan gaan jy ook die grimmigheid van God ontvang. Maar hierdie spesifieke Christene gaan weggaan voor die grimmigheid van God. So die grimmigheid van God is net vir die ongelowiges. Dan sê ek, die grimmigheid wat op die aarde gaan neerkom, gaan 'n verskriklike tyd wees. Onthou, hierdie is net vir die onregverdiges. Dit is 'n tyd van brand, en Jesus self het dit vir die mense geleer met sy tyd op aarde. Die onregverdiges gaan aan hulle teruggegee word vir alles wat hulle gedoen het. Matteus 16 vers 27. Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. So die onregverdiges gaan teruggegee word dit wat hulle gedoen het. En dan die onregverdiges gaan sonder God wees. En onthou, waar God nie is nie, is daar duisternis, daar's vrees, daar's hartseer, daar's haat, daar's onluste. Dan is hier 'n paar versies wat verduidelik dat die grimmigheid van God is 'n tydperk wat so erg is. Onthou, dit is dan waar God nie is nie. Johannes 12 vers 31, nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerstes van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Lukas 13 vers 6, toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek, en as ek nie iets kry nie, kappa kom uit. So dit is 'n tyd van dryf uit, kap af, en ons het by die vorige ene gesien, dit is 'n tydperk waar elkeen volgens sy dade gaan vergelding doen, en dit is ook 'n tydperk van brand. Kom ons lees Matteus 7 vers 19. Elke boom wat nie goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Nou ook moet ons besef, om in die hel te wees is vreeslik. Ons moet uitgaan en die mense waarsku. In Lukas 16 vers 19 lees jy van 'n ryk man wat in die hel opgeëindig het, en 'n arme man, Lazarus, wat by Abraham is. Die ryk man was so desperaat, hy het gesmeek of Lazarus nie asseblief hom net 'n druppeltjie water op sy vinger kan bring nie. Maar onthou, teen die tyd is daar geen meer kans nie. Ons mense kry duisende kansse op die aarde. Die ergste is, die ryk man kon vir Lazarus sien, maar hy kon nie oorgaan na daai kant toe nie, want daar was 'n kloof. Die ryk man vra toe
weer met smekinge, asseblief gaan waarsku my geliefdes dringend. En 16 vers 28 sê, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. En Abraham antwoord hom, as hulle nie eers na die wet luister nie, as hulle nie na die profete luister nie, gaan hulle definitief ook nie eers na die seun luister nie. Nou kom, hierso het ek nou verduidelik van hoe dit nog in die hel gaan wees, maar besef net gou dat die grimmigheid van God is wat op die aarde gaan gebeur. Dit is God se toorn wat hy gaan uitgooi op die ongelowiges. Daarna kom daar weer soos 'n judgment om te kyk dan wie gaan na die nuwe Jerusalem toe en wie gaan in die poel van vuur gegooi word. So hierdie gaan dan oor die poel van vuur, wanneer hulle in die hel is, dat dan gaan daar geen toegang wees na water nie, daar's geen toegang na die hemele toe nie, en dit is 'n verskriklike tyd dat hierdie ryk man het gesmeek, kan sê asseblief vir my mense op die aarde hoe erg is dit hier, maar Abraham sê dat as die mense op aarde nie eers na die Bybel wil luister nie, ek sê hulle verdien nie, maar daar gaan 'n hele klompie mense op die aarde wees wat net bly hulle rug op die Here draai, en dit is hulle dan wat die grimmigheid van God gaan kry, en dit is hulle dan wat in die poel van vuur gegooi gaan word. Maar vir ons is daar 'n laaste dag, 1000 jaar van vrede. Johannes 6 vers 40. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die seun aanskou en in hom glo die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Vers 54. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. So daar kom 1000 jaar vrede waar Jesus gaan regeer as koning op die aarde. 1 Korintiërs 13 vers 9, want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ons ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken.